Aan die almal baie welkom en dankie dat jy weer inskakel by hierdie sessies oor die Heilige Gees. Hierdie is die laaste ene. Dankie dat jy in 'n sirkel ingeskakel het en jou tyd en energie gegee het. En ek hoop dat jy 'n positiewe ervaring gehad het, dat jy positief ook deelgeneem het en gehelp het dat die sirkel 'n sukses is. So ek wil dankie sê, as jy dalk by jou huis alleen daarna gekyk het, dankie. Dankie as jy ander help, dit aanstuur vir ander en met ander daaroor praat. En ek hoop regtig dit verander jou lewe. Nou jy weet, ek wil jou nie veroordeel nie. Wat ons ook al praat, asseblief, ek wil jou nie veroordeel nie, jy moenie veroordeel voel nie. Jy moet voel dat die Here jou leer. Ek wil jou inspireer. Ek wil vir jou sê, man, jy kan dit doen. En dit moet jy weet. Dis my gedagte. En ek glo die Heilige Gees, die Here het met my gepraat en sê, praat oor die Heilige Gees. En dankie dat jy dit gedoen het. So ons laaste sessie, kom ons bid saam en dan gaan ons begin. Net daar waar jy is, kom ons bid. Sê Jesus, dankie dat U gekom het en die lewe vir ons gegee het en die pad oopgemaak het na die Vader. Vader, dankie dat U ons so lief het, dat ons U kinders kan wees. Ons kan U kinders genoem word. Maar dankie dat die Heilige Gees ook na ons toe gestuur is. Dankie dat die Heilige Gees met ons is en ek wil bid dat elkeen van ons harte sal oop wees, dat die woord in ons hart kan kom, dat ons kan leer. En Here, help my om met vrymoedigheid die woord te kan spreek. En dankie dat ons saam kan leer en dankie Gees van die Here, dat terwyl ek praat, dat U met elkeen sal praat in hulle harte en daar verandering in hulle lewens sal kom. In die naam van Jesus. Amen. So, weer eens dankie. En kom ons begin weer by die eerste skrif, ons belangrike skrif, wat ek wil lees reg deur die sessies, en dit is Johannes 16, vers 7. Nou, Johannes 13 was Jesus sy disippels se voete, en dan begin hy die laaste paar ure te praat, voordat hy gekruisig is. En as jy gaan kyk 14, 15, 16, 17, hoe hy praat oor die Heilige Gees, oor die Vader, wat belangrike goeders is, wat hy vir sy disippels gesê het, die laaste paar ure saam gepraat het. Nou, die belangrike skrif hierso is Johannes 16 vers 7. Hy sê, laat ek julle egter die waarheid vertel. Dis tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die raadgewer, helper, advokaat, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. As ek egter weggaan, sal ek die raadgewer na julle toe stuur. En dan sê hy, wanneer hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid. Maar wat so mooi is, dis tot ons voordeel. En onthou wat ons ook gepraat het, dat 'n ander trooster, 'n ander van dieselfde soort, net soos Jesus, net soos wat Jesus is, na ons toe gestuur. Nou, dis die Heilige Gees, onthou in die Ou Testament lees ons van God, in die Nuwe Testament, Jesus, dis die tyd van Jesus, wat die Seun van God geopenbaar is, en hy maak die Vader ons bekend, maar nou is dit die bedeling van die Heilige Gees, die Heilige Gees wat by ons is. Nou is dit die Heilige Gees wat gawes deur ons werk. Dis die Heilige Gees wat vrugte deur ons werk. Dis die Heilige Gees wat bedieninge deur ons werk. Dis die Heilige Gees wat maak dat ons in die koninkryk van God kan leef. Dis die Heilige Gees wat die trooster genoem word, wat die helper genoem word, wat raadgewer genoem word, wat advokaat. Nou wil ek jy moet besef, dit is weer dieselfde as Jesus, hy het getroos, hy het mense innig jammer gekry, hy was hulle helper, raad gegee, hy het hulle geleer, en hy is die advokaat wat instaan vir ons, wat namens ons bid, namens ons praat. En wat mooi is, dat die Heilige Gees, wat ons lei, in hierdie wêreld, wat in ons harte woon en ons harte genees, wat die binne in my werk, in my hart, wat die slegte wat ons in hierdie lewe beleef, dat hy kom in my vertroos. Hy help my om te vergewe. Hy help my om volwasse te wees, om geestelik volwasse te wees. Hy help my om die regte ding te doen, die regte ding te praat. Maar wat baie belangrik is, hy herinner my aan dit wat Jesus geleer het.
En hoor hoe mooi is dit in Johannes 14, dis nou weer Johannes 13, 14, 15, 16, Johannes 14, dan sê hy, en wanneer die raadgewer, die Heilige Gees, kom by die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig, net soos Jesus, en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Nou, dis vir my 'n baie belangrike punt. Die Heilige Gees herinner jou nie aan die wet van Moses nie. Hy herinner jou aan dit wat Jesus geleer het. Nou, as jy gaan toelaat dat die Heilige Gees in jou kan werk, en jy gaan luister na die Heilige Gees, beloof ek jou, gaan jy 'n beter lewe hê. Jesus het gesê, ek het gekom sodat julle lewe en 'n lewe in oorvloed kan hê. Nou, ons kan 'n lewe in oorvloed hê, maak saak wat ons omstandighede is nie, wanneer ons luister vir die Heilige Gees. Nou, die Heilige Gees gee krag. Onthou wat Handelinge sê, kom ons lees dit weer, Handelinge 1 vers 8. Maar wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang en oral mense eerstehands van my vertel. Die ander vertaling sê, hy sê, en julle sal my getuie wees, in Jerusalem, ook in die hele Judea, Samaria, en tot aan die uithoeke van die aarde. Nou my belewenis in my eie lewe is, ek het baie keer die krag van God nodig, om nederig te wees, my mond te hou, soos Jesus te wees. Ek het die krag van God nodig, om die vrug van God te dra, om nou liefde te hê, selfbeheersing te hê, om vrede te hê, om vriendelik te wees, om goedheid te hê, die vrugte van die Heilige Gees, ek kan dit nie hê nie, dis die Heilige Gees wat deur my moet werk, maar ek moet krag dra. Nou, ek moet krag hê, dit moet gesonde vrugte wees, die gawes deur ons werk, ons bedieninge, jy weet, baie keer word 'n mens moeg, jy is dalk moeg vir die bediening, moeg om te werk, en dan gee die Here jou nuwe krag, die Heilige Gees, wat deur jou werk, en nuwe krag vir jou gee, en dis my so wonderlik, wat die Heilige Gees doen, en jy het die krag van die Here nodig, en nou onthou, jou getuienis is nie altyd om net te praat oor die Heilige Gees nie, maar jou lewenswyse, om nou liefde te hê, om vrede te hê, om geduld te hê, dis belangrik. Nou, 'n baie belangrike punt is, wat jy hierdie series, hierdie reeks moet hoor, is dat die Heilige Gees gaan hom nie afdwing op jou nie. Die Heilige Gees is sag, is teer. Maar as jy dit nie gaan toelaat nie, gaan dit niks gebeur nie. Maar as jy na hierdie luister en sê, maar kom ek begin te doen wat ek geleer het, kom ek begin aandag hieraan gee, dan glo ek, gaan jy groot verskil sien. My begeerte is dat elkeen van julle meer en meer van die Heilige Gees sal weet, meer en meer toe sal laat dat die Heilige Gees in jou sal werk, en dat jy 'n baie goeie verhouding, 'n diep verhouding met die Heilige Gees sal hê. En dan kan jy vra, maar Johan, hoekom is die Heilige Gees so belangrik? Want, as ek weet, jy ken die stem van die Heilige Gees, dan hoef ek nie oor jou te worry nie. En onthou wat ek altyd sê, die beste ding wat jy vir jou kind kan leer jou kind om die stem van die Here te ken. Want onthou, hy gaan eendag skool toe, hy is nou by maatjies waar jy nie is nie, hy gaan universiteit toe, hy gaan koshuis toe, hy gaan lewe, en jou kind moet die stem van die Heilige Gees ken, hy moet weet wanneer die Heilige Gees met hom praat, en God gee ons krag om in hierdie wêreld te lewe, dat jy 'n ligdraer kan wees in hierdie wêreld. Nou, en dis hoekom dit belangrik is, ek dink nie jy kan 'n ligdraer wees sonder die Heilige Gees nie, jy het die Heilige Gees nodig, en wat wonderlik is, dis hy wat ons lei. Nou, hoor wat sê Johannes 16, vers 13 en 14. Dan sê hy, wanneer hy ook al kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle begelei in die volle waarheid. Dit is die Heilige Gees, Gees van waarheid, wat die waarheid sal praat. Hy sal nie uit homself praat nie, maar net sê wat hy hoor. Hy sal die dinge wat gaan kom, aan julle meedeel. Hy sal my verheerlik, omdat dit wat hy van my sal ontvang, aan julle sal meedeel. En dis vir my so mooi, dat
die Heilige Gees verheerlik hom nie self nie, dit gaan oor Jesus. Maar hy openbaar Jesus aan jou. So, die Heilige Gees wat in my leef, wat wat Jesus lewend maak hier binne in my, wat Jesus openbaar aan my, dit wat hy geleer het, dit wat Jesus verkondig het, en dan die Gees van die waarheid wat kom, en werk hier binne in ons hart, en hy lei ons. En daarom is dit baie belangrik, dat jy 'n diep verhouding met die Here sal hê, en dit sal soek, en sal smag, en sê, ek soek 'n intieme verhouding met die Here. Nou, ons het die vorige sessie gepraat van 'n verhouding met die Heilige Gees. Maar onthou, 'n verhouding is nommer 1, verduidelik word as vriend. 'n vriend is iemand wat praat, ons kuier saam, ons braai saam, ons gesels saam, ek ken jou, fellowship, dis daai woord fellowship. Maar dan ook vernoot, partnership, vennootskap, ek werk saam, ek is medewerker, en dan intieme verhouding, 'n geslote verhouding, 'n verhouding tussen man en vrou, daar's goed wat daar gebeur, wat by niemand anders te gebeur nie, goed wat daar gepraat word, goed wat daar gesels word, wat by niemand anders te gebeur nie. Nou, 'n intieme verhouding kan slegs ontwikkel, as ons kom en sê, ek is vriend, maar ek begeer 'n dieper fellowship, ek begeer 'n diepe verhouding, en dit is so, dink nou maar, toe jy nou trou, toe jy jou man of jou vrou ontmoet, was jy maar net vriende, ons gaan net vriende wees, jy weet, en dan begin jy te kuier, en dan begin jy gesels, en dan begin jy diep goed deel, en ek dink dis wat, ek wil hê die doel moet wees, dat jy jou gedagtes met God deel, God kom en hy deel sy gedagtes met ons, dat ons geheime, ons begeertes, ons drome, ons hartseer, dit wat in ons lewe gebeur, met die Heilige Gees, deel, met God deel, dat hy jou kan help. En ek glo, jy kan net 'n verhouding met die Heilige Gees hê, as jy dit begeer. As jy niks met die Heilige Gees te doen wil hê nie, sal hy ook terugstaan. Maar jy moet besef, dat hy sy geheime en gedagtes wil deel. En jy moet weet, God het geheime. Hy, in alle liefde, God loop nie op die straat rond en verkondig alles en sê waar hy is en doen alles nie. Baie mense kom baie keer vir my en sê, maar waar is die Here? Maar weet jy, as jy nie na God smag nie, as jy nie vriendskap soek met die Heilige Gees nie, gaan dit nooit ontwikkel by jou nie. Maar as jy begin, ek glo, gaan God sy geheime begin openbaar, sy gedagtes met jou openbaar. Hy gaan jou onderrig. En dis waarna ek verlang. Dis die doel van hierdie hele kursus, wat ek graag wil hê, dat jy vriendskap met die Heilige Gees sal hê, en dat die einddoel sal wees, dat jy gemeenskap, fellowship met die Heilige Gees sal hê. Ek dink ook, die Heilige Gees begeer dit. Die Heilige Gees wil dit hê. Die Heilige Gees soek na dit in ons lewe. En daarom kom Jakobus, wat die broer van Jesus was, dan skryf hy in Jakobus 4, dan skryf hy dat ons nie vriendskap met die wêreld moet hê nie. En dan sê hy hierdie skrif, Jakobus 4 vers 5, of dink julle nie, dat die skrif sommer maar net sê, God wil die lewe wat hy ons gee, net vir homself hê. Die lewe wat hy vir my gee, wil hy net vir homself hê. Hy wil nie ek dit deel met die wêreld nie. Dis die nuwe lewende vertaling. Hoor wat sê die ou vertaling? Of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die Gees wat in ons woon. Met jaloersheid begeer. Hoor jy 'n persoonlikheid begeer? Begeer is vir ons so 'n slegte woord. Maar die Heilige Gees begeer om ons lewe te hê. Hoor wat sê die 2020 vertaling. Of dink julle dat die skrif verniet sê dat God hunker met besitlikheid na die Gees wat hy in ons laat woon het. Hy hunker met besitlikheid na die Gees wat hy in ons laat woon. Nou moet jy altyd onthou, die duiwel, dit wat God wil hê, wil die duiwel ook hê. Hy soek jou gees. Dit is hoekom daar demone is, demone wat in mense kom woon, en mense wat bose geeste het, en hulle gees is bad.
Daarom moet jy tot bekering kom en tot wedergeboorte kom, van bo gebore word. Maar dat die Gees van die Here in jou kan werk, en dat die Heilige Gees, jou gees, hy soek na jou gees. Nou moet jy onthou, wat is die wêreld? Die wêreld is hierdie sisteem van ek begeer vleeslik, dit wat my oë sien. Ek soek posisie, ek is trots, ek soek status, ek soek geld. As ek net meer status en posisie kan hê, en mense kan sê, wow, kyk daai ou, kyk wat het hy, en alles wat hy het. Maar dis wat die wêreld wil hê. En die Bybel sê, Jakobus, as jy verder lees, dan sê hy, as jy soos die wêreld is, jy in vyandskap met die Here, dan kan jy 'n intieme verhouding met die Here leef nie. Jy moet kies waar jy staan. En as die Here sê, ek verlang, ek is jaloers op jou, dan moet jy verstaan, ek is jaloers op my vrou ook. Ek wil nie hê, my vrou moet nou kuier met klomp mense, sy wil nie hê, ek moet kuier met klomp ander vrouens, en dan kom ek vanaand by die huis, en dan moet ons 'n intieme verhouding hê nie. Dit gaan nie werk nie. En ek dink dis wat gebeur, dat jy moet onthou, ons leef in hierdie wêreld, maar ons is nie soos hierdie wêreld nie. Maar ek dink wat hartseer is, dat mense wil Christen wees, maar hy wil ook in die wêreld wees. Nou, toe ek klein was, het die kerk geleer, jy gaan nie fliek nie, jy gaan nie na 'n sokkie toe nie, jy bly weg van wêreldse dinge af. Ons is anders as hulle, jy bly weg daarvan af. Weet, ek mag nooit na 'n sokkie toe gaan nie. Toe my kinders in die hoërskool is, sê ek vir hulle, jy moet sokkie toe gaan. Maar daar by die sokkie, gaan jy lig wees. Daar by die sokkie, gaan jy vir mense wys, jy kan die lewe geniet, sonder om te drink, sonder om drugs, sonder om in die donker rond te karring, sonder om daar te wees, kan jy kind van die Here wees. En ek dink dis wat die Here wil hê. Jy moet onthou, Jesus het na vir partytjies toe gaan wat wild was. Hy het na wille mense toe gegaan, mafias toe gegaan. Daar was prostituie wat agter hom aangeloop het. Hy is versoek met baie dinge, maar hy het nooit daarheen toe gegaan om deel van hulle te wees nie. Hy het daar gegaan om hulle te red, om hulle te bereik, om lig te gaan wees, om sout te gaan wees. So, as ons praat oor intiemheid, dan moet dit van beide kante afkom. Nou, jy moet onthou dat die Heilige Gees is die magtige krag van God. Die Ou Testament sê, hy sê nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, so spreek die Here. God se gees kan goed doen wat niemand anders kan doen nie. Hy's sterk, hy's magtig, maar hy's ook die trooster. Hy's ook daai helper. En as jy sê trooster, dan moet jy sien, wanneer 'n kind seer kry en hy hardloop na sy ma toe, en sy ma troos hom. Daai trooster, daai persoonlikheid, daai sagte persoonlikheid. En daarom moet jy verstaan, as jy 'n intieme verhouding met die Heilige Gees wil leef, moet jy niks sê oor die Heilige Gees nie. Jy weet, met die uitstorting van die Heilige Gees, ek lees Handelinge, toe hulle in ander tale praat, het mense gesê, dis van die Heilige Gees, ons wil meer weet. Ander het begin spot en gesê, hy is dronk, en Petrus staan om sê, hulle is nie dronk nie. Maar ek dink tot vandag toe is daar mense wat spot oor die dinge van die Heilige Gees. En dan moet jy, as jy dit gedoen het, sê, Heilige Gees, vergewe my. As jy deel van sulke praatjies was, vergewe my. En ek dink, hy sal jou vergewe regmaak, maar sonde teen die Heilige Gees, om platant te dink teen die Heilige Gees, vir die Heilige Gees te sê, doen jy sonde teen die Heilige Gees. En sien dit so, ek kan nie intieme verhouding met my vrou hê, maar ek vloek en skel aan, beledig aan, behandel haar soos 'n hond, maak haar seer met my woorde en doen goed, slaan aan dinge, en nou wil ek intieme verhouding hê nie. Dit werk nie so nie. Dat ek moet 'n goeie verhouding hê, en wanneer ons daar in ons binnekamer is, wanneer ons fellowship het, wanneer ons daar naby is, moet ook besef, dat sy teer is, sensitief is. En dis dieselfde met die Heilige Gees, dat hy teer is, dat hy sensitief is. En jy moet besef, dat jy praat met een van die Godheid van die drie-eenheid. Dis die Vader, die Seun en die Heilige Gees wat God is. Wat 'n persoonlikheid van die drie-eenheid, dis met wie jy praat. Nou kan ek nog 'n geheim deel van die Heilige Gees. Is, iemand vertel dit en ek het dit al agtergekom ook. As jy nou 'n kliënt is en jy kom van die lughawe en 'n bestuurder tel jou op by die lughawe, praat hy nie met jou nie. Ons het dit ook al gekry, 'n Uber. Dan klim ons nou na Uber en Uber laai ons op. Die Kaap is dalk so 'n bietjie anderste, want daai is geselsmense, maar
90% van die Uber mense. Jy klim agter in die kar en hy praat net niks met jou nie. As ek nie begin praat nie, dan praat hy nie. Nou, ek kan onthou, dan klim ons in 'n Uber, dan sê ek, nee, ek wil voorklim, ek wil daar langs jou sit, dan begin ek te praat. Waar kom jy vandaan, waar bly jy, wat doen jy, het jy kinders, hoe werk hierdie ding, en ek begin kuier. En dan kom ek agter, as ek kuier en praat, dan begin hy kuier en praat. En dis verskriklik lekker om na hulle te luister en hoor dit wat hulle sê. En hoor wat sê Jakobus, en die punt wat ek wil maak is, as jy nie gaan praat met die Heilige Gees nie, gaan die Heilige Gees stil wees. As jy in die wêreld gaan wees, gaan die Heilige Gees stil wees. En daar's baie mense wat kom en sê, maar pastoor, die Here praat nie met my nie. Dan dink ek daar twee redes, as jy in die wêreld, jy soek net trots en eer en status en geld, dis al wat jy soek. Of jy sê aan die ander kant, jy praat nooit met die Heilige Gees nie. Nou, ek dink die Heilige Gees sal dringend met jou praat. As daar 'n krisis is, sal hy met jou praat, dringend 'n ding vir jou sê. En dan moet jy luister. Ek kon onthou, eendag, jare terug, sit ek in 'n skoolsaal by 'n vergadering, en hulle nomineer my om op die bestuursraad te wees. En op daai oomblik, het die Heilige Gees nie sag vir my gesê nie, hy klip hard vir my gesê, nee. En ek staan op en ek sê ja, want Jesus, ek is trots, wow, ek is op die bestuurraad, dis 'n posisie. Later moes ek bedank, eintlik baie seer beleef, en die Here het eintlik my ook bewaar van baie goeters, maar ek het nie geluister vir die Heilige Gees nie. En die rede is, ek het dalk nie die Heilige Gees so goed geken nie. Vandag, as die Heilige Gees so hard met my moet praat, sal ek daar skrik en uit hardloop, weghardloop. So jy moet weet, die Heilige Gees sal vir jou in 'n krisis praat, maar eintlik is die Heilige Gees baie stil in jou lewe, want jy praat nooit met hom nie. Hoor wat sê Jakobus 4 vers 8, hy sê, nader tot God, dan sal hy tot julle nader. Onthou, Jakobus praat, moet nou nie vriende met die wêreld wees nie. Dan sê hy, nader tot God, moenie na die wêreld toe nader nie, nader tot God, en hy sal tot julle nader, reinig julle hande sondaars, suiwer julle harte, dubbelhartiges. Moenie dubbelhartig wees nie, suiwer jou hart, en sê, ek wil by die Here wees, ek nader na God. En as jy met hom gaan begin praat, gaan jy skrik, jy gaan agterkom, hoe hy met jou praat, en jy moet verstaan, dis sy persoonlikheid, en dan moet jy nie kom en skreeu en hardloop beklei en met die Here praat, en dan moet jy besef, jy moet saggies praat, en jy gaan agterkom, dat God saggies praat. Ek vra eendag vir die Here, Here, hoekom praat hy so sag? En dan dink ek, onthou ek, die skrif sê, toe die volk by Sionsberg is, en God met hulle praat, vanuit die wolk, uit die vuurkolom uit, het hulle bang geword, hulle het weggehardloop, ek sê, asseblief, moenie met ons praat, en kry iemand om met ons te praat, en dan kom Moses, in Handelinge, as jy Handelinge gelees het, dan praat Petrus daaroor, dan begin Moses praat, en dan profeteer hy ook oor Jesus, dat Jesus gaan kom, en ons gaan onderrig en met ons gaan praat, maar as die Heilige Gees hard gaan praat, gaan jy doodskrik, as ek op jou skreeu, dan gaan jy weghardloop, jy gaan ongelukkig wees. Een keer is daar 'n krisis in die kerk, en die jongs mense speel musiek, en ek probeer hulle aandag kry, en hulle wil nie luister, jy weet, ons is te brandgevaar, en die volgende oomblik toe skreeu ek, en hulle skrik, en hulle luister en doen, daai aand bel 'n ma en sê vir my, hoekom skreeu ek op haar kind? En toe ek net van verduidelik die krisis, sê sy, dankie pastoor, sorry, nou verstaan ek, maar dan is hulle in elk geval kwaad. En die hartseer is, ek dink dis so baie mense is, hulle besef nie, dat die Heilige Gees sag is, dat jy moet praat, en God met jou wil praat. Maar jy ook 'n ander ding onthou. Jy weet as jy in 'n verhouding staan met iemand, is daar verskillende vlakke. Jy kan net 'n kennis wees. Ek staan in 'n verhouding, ou by die werk, ons drink saam koffie, dis net 'n plain verhouding. Hy weet niks van jou drome, begeertes, jou vrese, weet niks van jou nie. Dan het jy dalk 'n vriend wat nader aan jou is, amper 'n sielsgenoot, wat jy goeders mee deel. Ek het sulke mense wat ek goed mee deel, en ek kom agter, ek huil dalk saam met hulle. Dis iemand wat ek saam kan huil, iets persoonlik kan deel. My vrou is my beste vriend, sielsgenoot.
Maar die diepste verhouding wat jy kan hê, is wanneer jy 'n geestelike verhouding het. En dis wat ek en my vrou definitief het. Dis wat ek en die Here het. Dis wat God begeer. En dis wat Paulus ook sê ons moet hê. Dis wat Jakobus ook sê, dat God begeer hierdie gees van my, wat hy binne in my gesit het, hy begeer daai gees. Hy is jaloers op hierdie gees in my. Dink 'n oomblik daaraan, dat God wil graag jou hê. En mag jy ook begeer om God te hê. Nou hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 2 vers 11. Niemand sal ooit die diepste gedagtes van 'n mens ken nie, behalwe daardie persoon se eie gees. So my gees ken my diepste gedagtes. Net so kan niemand God se diepste geheime ken nie, behalwe die gees van God. Ons het die gees ontvang wat van God uitgaan, nie die van die wêreld nie. Hy sê sodat ons kan besef wat 'n wonderlike geskenk God aan ons gegee het. En eerste wil ek hier sê vers 12 is belangrik, is die Heilige Gees veroordeel jou nie. Dis baie belangrik. Ek hoor mense sê die Heilige Gees veroordeel my nie. Dis die duiwelse werk. Die Heilige Gees laat jou besef wat 'n wonderlike geskenk God vir ons gegee het. Die Heilige Gees praat mee en sê, Johan, die Heilige Gees praat met my, Johan, jy's die regverdige van God. Jy's kind van die Here. Jy weet, as mense teen my kom en klomp goed gebeur, dan besef ek, dis nie mense, is die duiwel wat met kom, en die Heilige Gees kom bevestig wie ek is, wat God vir my gegee het, dat ek in verhouding met die Here staan. Nou, dis die diep verhouding wat God begeer. Hy begeer om sy diepste geheime met jou te deel. Nou, 'n diep verhouding is nie 'n weird verhouding nie. Dis nie iets vreemd en spookagtig nie. Jy weet, ek eendag, Tannie in vorige gemeente, sy het nou so 'n verhouding met die Here, dat sy sien hierdie engeltjie in daai hoek, en die duiweltjie in daai hoek, aan 'n oom daar, en sy tande word goud van die heerlikheid. Dis weird goeders. Diep verhouding wat persoonlik is, wat ek die gedagtes van God kan ken, die geheime van God kan ken, die diepste gedagtes. Dink 'n oomblik daaraan, as jy kan weet hoe God dink, en jy kan ervaar hoe God dink, jy moet besef, hy is die alwetende God, wat sy gees vir ons gegee het. Dan sê hy, dat hy toekomstige dinge aan ons sal bekend maak. Dit is nie net eindtyd goed nie, maar dat jy al ervaar, dat die volgende oomblik, weet jy net, dit gaan met jou gebeur. Jy stap by die werk in en jy ervaar net 'n ding. Ek dink die gawe van kennis wat werk. Jy sit in vergadering, jy weet nie wat om te sê nie, en die volgende oomblik het jy net wysheid. Is dit die Here wat toekomstige dinge aan jou bekend maak, 'n geheim aan jou bekend maak. Weet, ek praat eendag met 'n man, 'n mooi getuienis. Hy is daar's 'n staking en nou moet hy tussen die werker en die werkers staan, werkgewer en werkers staan en klomp goeders. Hy sê, en hulle weet nie meer wat om te doen nie. En die volgende oomblik ervaar hy moet opstaan en uitloop. En hy staan op en hy loop uit die vergadering uit. En almal kyk hom so, en hy loop en hy sê, Here, want die Here sê loop net. Hy sê die volgende loop en hy loop tussen die trokke en hy vang waar hulle besig is om goed te steel, gesteelde goed te laai. En hy roep en hulle sien dit, en daar verander alles. Dis 'n bonatuurlike inspraak van die Heilige Gees. Nou as jy nie 'n kind van die Here is en die stem van die Here ken nie, gaan jy nie weet wanneer die Here met jou praat nie. Nou ek wil afsluit en sê dankie dat jy weer geluister het. En dankie dat jy na hierdie sessies geluister het. Maar daar's iets belangrik. Jy moet nie hier sit en sê, dit was nice, of ek hou nie daarvan en wat ek kan nie. Dit gaan nie daaroor nie. Gaan nie daaroor dat jy kopkennis kry nie. Dit gaan daaroor dat jou lewe verander. Dis my begeerte, dis wat ek wil doen. Ek het sukses wanneer jou lewe verander. Ek gaan sukses hê wanneer jy vir my sê, ek het 'n diepe verhouding met die Heilige Gees, en jy kan begin getuig en vertel hoe God jou genees, jou reinig, jou help, met jou pad loop, al die klas van goeie. Dan gaan ek bly wees. So ek wil vir jou prakties vra. Begin met die Heilige Gees praat. Begin opstaan en sê, goeiemôre Heilige Gees. Met die Heilige Gees te praat, jou dagboek vat. Dis wat ek begin doen het. Sê Heilige Gees, ek wil dit doen, ek moet hierdie doen, ek moet daai ding doen. Weet, net om hierdie kursus op te neem, ek het nie self besef hoeveel werk
is dit, en dan moet ek dink, doen ek die ding reg, praat ek die ding reg, dan bid ek sê, Heilige Gees, help my asseblief, om meer tyd, prakties, meer tyd met die Heilige Gees te spandeer. Staan 15 minute vroeër op, gaan sitkamer toe, maak die deure toe, dan sit daar in die televisiekamer, sê vir jou vrou, ek gaan nou alleen wees met die Here, sê vir jou man, ek gaan alleen wees met die Here. Jou kinders moet weet, jy is iemand wat bid, jy is iemand wat alleen is. Moenie net as jy kar ry nie, asseblief. Gaan in jou kamer, die Here sê, gaan in jou binnekamer in, spandeer tyd met die Heilige Gees, en ek dink jy gaan skrik, as jy net met die Heilige Gees begin praat, met hom begin praat. Kryker Rochelle gee die raad, hy sê, begin 'n dagboek, 'n journal, dis wat hulle dit noem, joernaal in Afrikaans, net begin skryf, wat die Heilige Gees met jou praat. Net begin notas maak, ek doen dit partykeer, nie altyd nie, ek moet dit meer doen, maar net hoor, wanneer die Heilige Gees praat, ek kom agter, wanneer ek begin bid, en net met die Heilige Gees praat, skielik onthou ek goed, skielik, net dan, en dan stuur ek 'n boodskap, of ek bid vir iemand, of ek stuur 'n gebed vir iemand, daar gebeur net skielik goeders, soos die Heilige Gees net skielik hier binne in my werk, en dan is ek baie dankbaar, en ek dink, so kan die Heilige Gees met elkeen van jou werk, dalk het jy 'n besigheid, en jy sê, ek weet nie wat om te doen nie, en dan praat jy met die Heilige Gees, en sê die Gees van die Here, doen hierdie, bel hierdie kliënt, gaan sien daai ene, en die Heilige Gees gee vir jou planne, dalk jy nie werk nie, sê Heilige Gees help my asseblief, en die Here lei jou na die regte plek toe, maar om daar uit te kom is om tyd saam met hom te spandeer, nou moet jy weet, God begeer om by jou te wees, hy wil by jou wees, hy soek na jou, hy is vir jou lief, en hoe hartseer is dit, mense wat net nie belangstel nie, mense wat hom verwerp, mense wat in die wêreld is, en ek dink dis hoekom hulle ook die ewige lewe mis, maar jy kan die ewige lewe hê, jy kan die koninkryk van God nou beleef, as jy sê, maar ek wil tyd met God spandeer, dankie Here dat U my lief het, ek het U lief, en ek antwoord dit, en ek kom en ek gee my lewe, en ek spandeer tyd met die Heilige Gees, en praat met God se Gees. So dankie, kom ons bid saam. Vader, dankie, dat U ons hierdie geleentheid gee, en dat U ons lief het. As ek besef, dat U as God ons so lief het, Vader, Seun en Heilige Gees, dat U alles moontlik gemaak het, dat ons met U kan praat, U Gees gee. En dan gee ek my lewe, en sê, ek wil tyd saam met U spandeer, ek wil met U praat, en ek bid vir elkeen wat na my luister, dat hulle met U sal praat, tyd met U spandeer, en dat hulle sal leer om U stem te ken, en sal beleef die koninkryk van die Here. Dankie Here vir U liefde, en U goedheid oor ons, in die naam van Jesus, amen. So ek wil hê, daar in die sirkel, wil jy nie net bietjie praat, wat het jy geleer? 1 ding, 2 dinge, 3 dinge, van hierdie hele kursus. Wat doen jy anders in jou lewe? Wat beplan jy om anders te doen in jou lewe? As jy dalk alleen is, skryf dit neer, want anders vergeet ons, maar skryf dit ergens in 'n papiertjie, sit in jou Bybel, skryf dit neer, sodat jou lewe kan verander. So baie dankie, jy is 'n great blessing.